Hier in die Kidron-vallei staan 'n indrukwekkende klipgraf, wat sedert die 19de eeu bekend staan as die graf van Farao se dogter, of die Monolith of Silwan. Hierdie naam kom van die plaaslike gebied Silwan, in die dorp aan die voet van die Olyfberg, net oos van Jerusalem. En ek lees graag vir ons 'n vers hier uit 1 Konings 3 vers 1. En koning Salomo het hom verbonde met Farao, die koning van Egipte, en hy het Farao se dogter geneem en haar in die stad van Dawid gebring. Aan die begin van Salomo se regering gebeur iets wonderlik en ongewoon. Die magtige Egipte, eens Israel se onderdrukker, stuur 'n prinses na Jerusalem om met Salomo te trou. Haar vader, waarskynlik Farao Teamoen, bevestig die verbond deur die Kanaanitiese stad Geser te verower en dat as 'n bruidskat aan sy dogter te gee. Wat 'n merkwaardige ommekeer, waar Israel eens slawe was, kom nou 'n Egiptiese prinses om binne die stad van Dawid te woon. Salomo se huwelik met hierdie Egiptiese prinses was nie bloot 'n liefdesverhaal nie, maar 'n politieke verbond. Israel het in sy tyd die posisie van vrede internasionale aansien bereik, en Egipte bevestig dit deur die prinses as bruid te stuur. Wat vroeër in die land van slawerny was, word nou 'n bondgenoot, 'n teken van Salomo se groeiende mag. Aanvanklik het sy saam met Salomo in die stad van Dawid gewoon, naby aan die tempel waar die Here aanbid was. Later het Salomo egter vir haar 'n eie paleis laat bou, apart van hierdie heilige gebied. Hy verduidelik die rede hier in 2 Kronieke 8 vers 11. Salomo het Farao se dogter laat optrek uit die stad van Dawid, want hy het gesê, my vrou mag nie woon in 'n huis van Dawid, omdat die plek heilig is waar die ark van die Here gekom het. Salomo het dus besef dat die plekke waar die ark van die Here was, afgesonder en heilig moes bly. Daarom het hy haar verskuif na 'n ander woning. Die Here het lank tevore reeds gewaarsku teen sulke verbintenisse in Deuteronomium 7. Jy mag jou nie met hulle verswaar nie, want hulle sal jou seun van my af laat wegdraai om ander gode te dien. Wat as politieke wysheid begin het later 'n geestelike gevaar geword. Die skrif sê uiteindelik in 1 Konings 11 vers 1 tot 4. Salomo het baie vreemde vroue liefgekry, en sy vroue het sy hart weggetrek agter die gode aan. Sy was een van die vroue onder baie. Die Bybel noem 700 vroue en 300 byvroue. En tog was sy die eerste van hierdie buitelandse alliansies, wat 'n deur oopgemaak het, wat later wyd sou oopstaan. Baie interessant, van al Salomo se baie vroue, het net hierdie prinses, een in oorlewering 'n grafnaam ontvang. Die vrou wat vir politieke vrede gegee is, die vreemdeling wat by die heilige stad gewoon het. Argeoloë wys dat dit waarskynlik nie uit Salomo se eeu dateer nie, en dis nie werklik miskien ook haar graf kan wees nie. Tog het die tradisie eeue lank bly voortleef dat juis hierdie Egiptiese prinses daar begrawe is. Hierdie graf herinner ons hoe maklik seën, invloed en diplomatieke sukses 'n mens se hart kan laat verskuif, sonder dat dit onmiddellik sigbaar is. 'n Mens kan naby die tempel leef, naby die heilige dinge wees, en tog stadig wegdryf van 'n plek van gehoorsaamheid. Is daar miskien dalk dinge in ons lewe wat soos wysheid en vooruitgang lyk, maar wat stilweg ons lojaliteit van die Here af verskuif en die sluit van kompromie? Hoe bewaak ek my hart, sodat nabyheid aan die Here nie net uiterlik bly nie, maar werklik geïnternaliseer word?